Maak julle Bybels oop by Romeine hoofstuk 8. Ons gaan voort in ons studie deur die boek van die Romeine. Nou is interessant, die titel van hierdie gedeelte of hierdie perikoop is die eerstelinge van die gees. Dis nou nie Afrikaanse ou vertaling, die 54 vertaling. Ek dink dis 'n gepaste titel, maar terselfdertyd dink ek daar's ander kwessies wat ek dink belangriker is in ons teks as spesifiek dit, maar natuurlik ons fokus tot nou toe was grootliks op die werking van die Heilige Gees, en dit lei ons nou in dit waaroor Paulus nou volgende gaan gesels, en dis uiteindelik die sekerheid van die ewige heerlikheid. En die sekerheid van die ewige heerlikheid is juist deur die Gees. Dis hoekom dit dan die fokus is van dit wat Paulus hier in hoofstuk 8 begin om te sê. Maar kom ons lees dan van vers 18, so Romeine 8 vers 18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop, is ons nie, in wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Sover ons geleesde gedeelte vanoggend. Kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal help en vir ons sal lei, dat ons ook iets sal begryp van dit wat hy vir ons wil leer vanoggend uit hierdie teks. Kom ons bid. Here, U is die genadige en 'n liefdevolle God, en ons dankie dat U elke dag vir ons sorg. En inderdaad dat U nie net vir ons sorg nie, maar vir hierdie hele skepping. Maar Here, terwyl U vir ons sorg en terwyl U vir hierdie skepping sorg, sien ons daardie barensnood, ons sien daardie reikhalsende verwagting, daardie begeerte in die skepping en besonder ook in onsself, na daardie dag wanneer ons in U teenwoordigheid sal wees, en alles sal nuut wees en heerlik sal wees. En so ek bid, Here, dat U vanoggend, as ons kyk na ons teks, vir ons sal leer, dat U vir ons sal lei, dat ons juis, omdat ons hierdie teksgedeelte het en dit begryp, dat ons met groter afwagting sal wag vir die dag van U wederkoms. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Er is 'n paar persone in ons gemeente wat in finansies werk, en hulle verstaan iets van boekhou, nê, van jou inkomstes moenie jou uitgawes oorskry nie. Maar ek dink in 'n sekere mate verstaan almal van ons dit, want almal van ons moet tog op een of ander stadium in ons lewe begroot, nie waar nie. Nou Paulus gebruik in hierdie teks in vers 18 'n rekenmeesterswoord, 'n woord vanuit die area van rekenmeesters. En wat hy probeer sê in vers 18 is dat hy die positiewe en die negatiewe opgeweeg, en die twee kan nie met mekaar vergelyk word nie. Die lyding van die teenwoordige tyd is
niks in vergelyking met die heerlikheid wat aan ons geopenbaar gaan word nie. Die heerlikheid is veel groter, veel meer. Het kan nie opweeg as 'n mens die twee langs mekaar sit nie. Maar in ons studies oor die laaste paar weke het ons nou gekyk na die Heilige Gees wat in ons woon en dit was vir ons baie bemoedigende tekste en bemoedigende studies, is dit nie? Ons behoort aan Jesus Christus en sy geregtigheid sal aan ons toegereken word en ons sal opgewek word op die laaste dag. En laasweek het ons gesien, ons is die kinders van God en daarom mede-erfgename saam met Christus van die ewige heerlikheid. En terwyl dit waar is en die Heilige Gees nou reeds in ons woon en ons reeds aan Christus behoort en reeds die kinders van God is, moet ons die vraag val, hoekom lyk ons lewe soos dit lyk? Hoekom is ons in die omstandighede waarin ons is? Hoekom is daar soveel hartseer en ellende en swaar kry? Die verhaal van ons hede vertel van beproewinge en probleme en hartseer en pyn. Ek bedoel, Paulus van alle mense het verstaan wat dit beteken om vervolg te word vir sy geloof, nie waar nie. Hy het 'n baie moeilike lewe gelei ter wille van die naam van Christus. En dit bring my by dit wat laasweek die einde van ons teks was in vers 17. Daar het Paulus vir ons die werklikheid van Christendom uitgespel. Die werklikheid van Christendom is vers 17, en as ons kinders is, kinders van God, dan ook erfgename van God en mede-erfgename saam met Christus, dis waar van elke ware gelowige, maar dan ook die res van die teks. As ons naamlik saam met hom sal ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik sal word. Terwyl die gelowige die sekerheid het van die ewige hoop, het ons ook in alle opsigte die sekerheid van 'n lewe van lyding hier op aarde. Maar in steede daarvan dat dit ons moet laat moed verloor, moet ons juis volhard. Hoekom? Want die Gees wat in ons is ons sekerheid, is ons absolute sekerheid, ons deposito, dat ons sal die ewige lewe kry. En so dis nou waarna ons vanoggend kyk, die reeds maar nog nie. Dat die gelowige is een wat met sigtende hoop sal volhard tot die finale verlossing, tot sy finale verlossing. En ons kyk vanoggend na 3 beskrywings van hierdie reeds maar nog nie gedagte. En om dit te doen is daar 2 woorde wat uitstaan in ons teks, en ons sien dit in vers 18, maar dit is eintlik die beskrywing van alles wat volg, en dis die woorde lyding en heerlikheid. Daai 2 konsepte, lyding en heerlikheid. En ons eerste hoofpunt is lyding en heerlikheid as werklikhede, vers 18. Die wat ons moet verstaan, broer en suster, is dat lyding en heerlikheid gaan saam. Dat het saamgegaan vir Jesus Christus wat moes gelei het, sodat hy sy heerlikheid kon beleef, en dit het saamgegaan deur die geskiedenis vir al die gelowiges, en dit sal ook vir ons. Lyding en heerlikheid gaan saam. Dink aan Paulus. Nou, wat ek wil hê ons moet verstaan van Paulus is, Paulus skryf 2 Korintiërs, die brief van 2 Korintiërs, kort nadat hy 'n geweldige lyding beleef het. Hy het 'n geweldige lyding beleef, en dan skryf hy in 2 Korintiërs 4 vers 17 hierdie woorde, hy sê, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende gewig en heerlikheid. En dis presies wat ons in vers 18 sien. Dis presies wat Paulus hier sê. Hy sê, want ek reken, onthou dis 'n rekenmeestersterm, ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. En so wanneer Paulus sê ek reken, dan sê hy nie
dis wat ek dink, dis wat ek voel nie. Dis nie my, hy sê nie dis my beskeie opinie nie. Wat Paulus sê is, ek het die feite absoluut opgeweeg. Daar is geen onderskeid, of daar is geen twyfel oor wat ek glo nie. Ek het dit opgeweeg, dis verseker waar dat die heerlikheid is veel meer as wat die lyding is wat ek tans het, of sal beleef. Dit kan nie eers met mekaar vergelyk word nie, dis wat hy in 2 Korintiërs 4 gesê het, is dit nie. My verdrukking is lig, en daarenteen is die heerlikheid alles oortreffend. Sien julle die verskil? Lig, alles oortreffend. Die een weeg nie op teen die ander nie. En let op, dis lyding ter wille van Christus. En hierdie lyding ter wille van Christus is net so seker soos wat die ewige heerlikheid saam met Christus is, soos ons reeds gesien het in vers 17. As jy die een ontvang, dan ontvang jy ook die ander. Die lyding wat ons in die huidige tyd beleef, is 'n sekerheid. En die heerlikheid wat ons nie in hierdie lewe het nie, maar wat aan ons geopenbaar sal word in die toekoms, dis net so seker. Maar let op, en dis belangrik dat ons dit raak sien, die heerlikheid van Christendom is nie vir nou nie. Dis iets wat nog geopenbaar sal word. En die probleem is dat baie kerke vandag skep hierdie indruk dat ons leef reeds hier en nou in die heerlikheid. Ons is nou reeds daar. En daai selfde kerk is of jy sê dat Christene mag nie ly nie. Hulle mag nie, nee, dit kan nie en hulle sal nooit ly nie. Hulle sal nie lyding beleef nie, alles moet net wonderlik wees. Maar dit, broer en suster, is nie wat die Bybel ons leer nie. Dis nie wat Jesus Christus self ons leer nie. Dis nie wat Paulus ons leer nie. Dis nie wat die skrif ons leer nie. En die geskiedenis van Christendom vertel oor en oor die verhaal dat Christene gaan deur tye van lyding, nes ons verlosser het. Nou hierdie lyding sal ek erken, verskil van gelowige tot gelowige. Sommige gelowiges beleef meer lyding as ander. Dit verskil van land tot land. Sommige lande is daar groter verdrukking vir Christene as hier by ons. Dit verskil van tydperk tot tydperk deur die geskiedenis. Is daar verskillende hoeveelhede druk en werklikheid. Maar wat die feit is of dit nou meer is en of dit minder is, lyding is 'n werklikheid vir elke ware gelowige. Daar is 'n tye wanneer dit vir ons swaar is, wanneer dit moeilik is. Maar terwyl lyding deel is van die gelowige se lot, kan die gelowige net so seker wees dat die ewige rus, die ewige lewe is deel van sy ewige lot. Dit is net soveel waar dat elke gelowige kan seker wees dat die Heilige Gees in hom getuig dat hy die ewige heerlikheid sal ontvang. Maar die heerlikheid is nie vir nou nie. Die heerlikheid is vir die toekoms. Ons moet nog aanhou hoop vir dit. Ons moet nog aanhou vorentoe kyk vir dit. Ons het gesien, het ons nie die Heilige Gees woon in ons, het ons nie die laaste 2 weke dit gesien nie. Die en wie die Heilige Gees woon, hulle behoort aan Jesus Christus, vers 9 van Romeine 8. Die geregtigheid van Christus sal aan hulle toegereken word, vers 10. Hulle sal opgewek word op die laaste dag, vers 11. Hulle sal verander word, hulle sal verander in hulle leefstyl, vers 12 en 13. Hulle is die kinders van God, vers 13 tot 16. Hulle is die wat die ewige heerlikheid sal erf, vers 17. So die wat in wie die Heilige Gees woon, het geen rede om te twyfel aan hulle ewige rus nie.
Hulle het nie nodig om onseker te wees nie, want dis 'n voldwonge feit. Dit staan vas. Hulle sal die ewigheid beerwe. Net soos wat hulle ook lyding sal beerf in die toekomstige, in hierdie wêreld, tot 'n minder of 'n meer mate. So lyding ter wille van Christus sal ons hê. En wat is daardie lyding? Wel, dis vervolging, dis veragting, dis vernedering. Wanneer ons opstaan in hierdie wêreld en Christendom verkondig, sal ons tot 'n minder of 'n meer mate lyding ervaar. Maar ek dink dit is ook iets anders wat hierdie lyding van praat, is ook ons menslike swakheid. Hoekom sê ek dit? Want Paulus gaan daarna verwys in vers 26 en verder aan, na ons menslike swakheid, die feit dat ons is fisiese en morele mense wat lyding beleef as gevolg van die feit dat ons in 'n gefalle wêreld is. Met ander woorde, selfs ons siekte, selfs ons frustrasies met ons eie geheue en ons eie vermoë en ons eie sonde, is deel van ons lyding ter wille van Christus. Want dis omdat ons in hierdie gefalle wêreld is en omdat ons uitstaan, ons veg teen hierdie sonde. Ons veg teen hierdie dinge in die wêreld. En so hier's die ding, lyding is deel van ons lewe as Christene terwyl ons nog op hierdie aarde is. Dit is deel van ons lot. Maar ons moenie moed verloor nie. Hoekom? Want die ewige heerlikheid kan nie daarmee vergelyk word nie. Die heerlikheid is veel groter wat op ons wag. Dis die moeite werd om nou ter wille van Christus die lyding te verdra, want dit wat jy sal betaal word as gevolg van jou dra van die lyding is veel groter. Dit wat op jou wag is veel heerliker. En so seker so wat die lyding is, so seker sal die ewige heerlikheid wees wat op ons wag. Die lyding is tydelik. Die lyding is lig as dit opgeweeg word teen die alles oortreffende heerlikheid wat op ons wag. So daar's die ding, die eerste ding wat ons gesien het van lyding en heerlikheid is albei van hulle is seker. Ons is seker van die lyding en net so sal ons seker wees van die ewige heerlikheid van die Heilige Gees is in ons, nee, om ons te oortuig daarvan. Maar dan, tweedens wil ek hê ons moet kyk na die skepping. Die skepping, sê Paulus, lyding en heerlikheid is ook hulle deel. So ons tweede hoofpunt, lyding en heerlikheid van die skepping. En ons kyk daar na vers 19 tot 22. En so om te poog om vir ons nou te verduidelik, hierdie hele kwessie van lyding, tydelike lyding en heerlikheid, draai Paulus nou na die skepping toe. En hy sê, vers 19, die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Nou, hoekom wag hulle? Hoekom wag hulle? Vers 20 vertel vir ons. Die skepping is aan die nietigheid onderworpe. Die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat hulle onderwerp het, of dit onderwerp het. Nou so, vers 20 begin om vir ons vers 19 te verduidelik, so ons moet eers kyk na vers 20, en dan moet ons eers nog kyk na vers 22, want die vers 22 gaan voort om vers 19 te verduidelik. So wat sê Paulus? Die skepping is aan die nietigheid onderwerp. Wat hy bedoel met dit is, die skepping is geaffekteer deur die sondeval. Genesis hoofstuk 3 vertel vir ons dat God vervloek die skepping as gevolg van die sonde van die mens, en omdat die Here die skepping vervloek, daarom sal die grond dorings en dussels voortbring, daarom sterf diere, daarom sterf plante, daarom is daar natuurrampe en tragedies wat gebeur. So hierdie skepping is vervloek, maar is die skepping vervloek as gevolg van enigiets wat die skepping verkeerd gedoen het? En dis Paulus se punt. Die skepping het nie gesondig nie, dis nie omdat hulle gewillig die dinge gedoen het wat hulle nie moes doen nie. Hulle is onwillig onderwerp
aan hierdie lot wat hulle gekry het. Dis as gevolg van die sonde van Adam, dat God hulle aan die nietigheid onderwerp het. En so, kom ons vra die vraag, wie het die skepping aan die nietigheid onderwerp? Die antwoord is God het. Nee, dis God wat die straf uitgedeel het. Dis God wat gesê het, dat die skepping sal gestraf word. Hoekom? Hoekom het die Here die skepping gestraf? Hoekom het die Here die grond gestraf? Sodat Adam met moeite in die sweet van sy aangesig sy brood sal verdien. So hierdie skepping is onwillig onderwerp aan die nietigheid as gevolg van die sonde van Adam en is onderwerp deur God. Maar, en dis vers 21, die skepping het hoop. Dit het hoop, al is dit nou in die nietigheid onderwerp. Wat is die hoop wat dit het? Wel, die skepping sê Paulus vir ons, sal self vrygemaak word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Dis hoekom die skepping, vers 19, met reikhalsende verlange wag op die openbaarmaking van die kinders. Hoekom? Want vers 21, dit sal self vrygemaak word van die slawerny van die verganklikheid. Dit sal self vrygemaak word tot die heerlikheid van die kinders van God. So kom ons begin weer en ons sê, die skepping is sonder enige skuld van sy eie. En tog is dit aan die nietigheid onderwerp. Maar die hoop van die skepping, die hoop wat hulle van seker kan wees, is dat hulle vrygemaak sal word. Wanneer? Hulle sal vrygemaak word wanneer die kinders van God bekend gemaak sal word. Met ander woorde, broer en suster, die ellende en dood wat die skepping nou beleef, sal nie meer wees nie. Daar sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees. En die vloek wat God op die hele skepping uitgestort het, sal verwyder wees. En juist daarom dan sê vers 19 vir ons, dis juist hoekom die skepping met reikhalsende verlange uitsien na daardie dag, die heerlikheid van daardie dag, want dan sal dit self, die hele skepping sal vernuwe word. En hierdie ellendige lot sal van die skepping verwyder word, sodat dit nie meer aan die nietigheid onderwerp sal wees nie. Miskien moet ons vir 'n oomblik stop en vra, waarna verwys hierdie skepping? Die skepping hier verwys na absoluut alles in hierdie hele skepping behalwe die mens. Die mens is uitgesluit in hierdie skepping. So dit verwys na planete, sterre, dit verwys ook na stofkorreltjies in grond. Dit verwys na die hele skepping in sy geheel behalwe die mens. Hoekom sê ek is die mens uitgesluit? Wel, die eerste rede hoekom die mens uitgesluit het, is want die mens is nie ongewillig onderwerp nie, is ek reg. Die mens is die een wat gesondig het. So vers 19 tot 22 kan nie verwys na die mens nie, want die mens is nie onwillig daaraan onderwerp. Om die waarheid te sê, die ongelowiges is gewilliglik onderwerp en die uiteinde van hulle lot is die ewige hel. En die gelowiges is ook nie ingesluit by daardie skepping nie. Hoekom? Want vers 23 tot 25 gaan Paulus juist fokus op die gelowiges en sê dat hulle sug ook, maar hulle sigting is anders. So met ander woorde, hierdie skepping verwys na alles, absoluut alles in hierdie hele skepping uitsonderlik net die mens, nie die mens nie. En Paulus sê dat hierdie hele skepping sal op die dag wanneer die kinders van God bekend gemaak word, sal dit vernuwe word. Sal dit vernuwe word. Maar tot dan, vers 22,
is hierdie skepping in barensnood. In barensnood, daardie pyn, wat geen man verstaan nie, nee. Daai geweldige pyn van kinders baar. 'n Swanger vrou se pyn. Dis die pyn wat hierdie skepping beleef. Maar hier's die wonderlike ding van daardie pyn, nee, en ek dink elke ma hier sal jou vertel. Kan enige van julle ma's die pyn onthou? Die pyn is nie wat jy onthou nie, is ek reg? Want die pyn wat jy nou deurgaan, lei tot iets heerlik. En dis die punt. Hierdie hele skepping is in pyn, maar dis pyn met afwagting, pyn wat lei tot iets nuuts, iets wat veel heerliker is, iets waarna ek uitsien. En ek dink dis 'n belangrike punt wat hier gemaak word, want wat ons moet verstaan is dat die skepping gaan nie soos ons opgewek word. Hierdie skepping gaan vergaan. Alles wat om ons is, gaan tot niet gaan. En dan gaan God 'n nuwe, heerlike, ewige skepping maak. Een wat vir ewig is, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde. 'n Skepping sonder dorings en dissels, 'n skepping sonder siekte of dood, waar alles sal werk soos wat dit moet werk vir ewig. Dis wat vir die skepping wag. En nou, tot daardie dag sug die skepping. Dit hou aan om te sug, sigtend wag dit op daardie dag wanneer die kinders van God geopenbaar sal word. Wat natuurlik verwys na die oordeelsdag, nee, die dag wanneer Christus weerkom. Want dan sal die vloek uitbetaal word. Dan sal die onskuldige skepping nuut gemaak word. En dan sal die kinders van God hulle erfgenaam, hulle erfenis ontvang, wat ons juist dan lei na die volgende punt, en lei na vers 23 tot 25, en dit bring ons dan by ons laaste punt vir vanoggend, en dit is lyding en heerlikheid van die gelowiges. Ons het nou gekyk, lyding en heerlikheid is 'n werklikheid, en ons sal sien dis 'n werklikheid in die skepping, want die skepping ly nou, maar die skepping sien uit na die heerlikheid wat vir dit kom. Maar nou die derde punt, lyding en heerlikheid van die gelowiges, vers 23 tot en met vers 25. Paulus begin in vers 23 met hierdie woorde, en nie alleen dit nie. En nie alleen dit nie. Dis 'n belangrike woorde, want eintlik wat Paulus hier sê, is dat dit wat ek nou gaan sê, hou verband met dit wat voorheen gegaan het, maar dis nie presies dieselfde nie. En verder sê, dit wat ek nou gaan bespreek, is veel wonderliker en heerliker as dit wat ek tot nou toe bespreek het. So nie alleen dit nie, nie net die skepping nie. Kom ek vertel van julle iets anders wat heerliker is. Kom ek vertel van julle iets anders wat groter en meer uitsonderlik is. Sê die hele skepping, dis wat ons tot nou toe gesien het, sug met reikhalsende verlange in barensnood na daardie dag, omdat die skepping dan self vrygemaak sal word en self sal ewige heerlikheid ontvang, maar as iets veel groter, sê Paulus, veel heerliker wat op daardie dag gaan gebeur. Naamlik dat ons, die kinders van God, ons sal ons volle aanneming ontvang. Ons sal ons verloste liggame ontvang. En dit bring my by daai gedagte van die reeds, maar nog nie. Want hier is die werklikheid, ons is reeds die kinders van God, is ons nie? Maar ons kindskap is nog nie ten volle uitbetaal nie. Ons ewige erfenis by God en Christus, dit wag ons nog voor. En ons is reeds verlos van ons misdade en sonde, is ons nie. En tog word ons nog daaglik belas en aangeval en oorweldig deur ons misdade en sonde. Want ons verlossing is iets wat wag vir wanneer ons vir ewig saam met God en Christus in sy teenwoordigheid sal wees.
Jy is reeds verlos, en tog wag jy vir die volle uitbetaling van jou verlossing. Jy is reeds 'n kind van God, maar jy wag vir jou ewige erfenis wat nog moet kom. Die reeds maar nog nie. En dit bring my by dit wat Paulus dan in vers 23 sê, dat ons het die eerstelinge van die Gees. Onthou die Heilige Gees in jou. Onthou die Heilige Gees in jou, want dit is die eersteling van die oes. Die eersteling van die oes. Nou, boere sal hierdie ding seker verstaan, maar die eersteling van die oes was die eerste keer, wanneer die landerye nou staan, gereed om geoes te word, dan het hulle eers uitgegaan, die eerstelinge gaan oes, en daardie eerstelinge was die bewys, die sekerheid dat die res van die oes sal inkom. Jy het die sekerheid dat die res van die oes gaan inkom. Die Heilige Gees in jou is die eerstelinge van die oes. Die Heilige Gees is die belofte, is die sekerheid, is die waarborg dat die res van jou erfenis sal ontvang word. Dat die res van die oes sal inkom. God het reeds in jou hart, hier binne in jou die deposito kom plaas, om seker te maak jy weet, dat die oes sal kom. Jy sal ontvang wat hy beloof het. Dis verseker broer en suster, dis sonder enige twyfel, die volle uitbetaling van ons erfenis en ons verlossing sal kom. So seker wat die Heilige Gees in jou woon. Want kom ek vra die vraag, is God 'n mens dat hy kan lieg? Is God 'n mens dat hy kan lieg? As God gesê die Heilige Gees is die waarborg, die deposito, is God 'n mens dat hy kan lieg? Dis seker. So seker wat die Heilige Gees in jou is, so seker het jy die ewige lewe. En daarom dan, omdat ons die eerstelinge van die Heilige Gees het, daarom sug ons. Wat sê Paulus vers 23? Ons sug, al het ons die eersteling van die oes. Ons wag met opgewonde afwagting na wanneer ons aanneming en ons verlossing volkome sal wees. Ons is nou nog in die reeds, maar nog nie, ja, maar ons weet dat die nog nie gaan seker wees. Ons is reeds verlos, maar ons wag vir die voltrekking daarvan. Ons is reeds die kinders van God, maar ons wag vir ons ontvangs van ons ewige erfenis. En so ons sug, selfs al het ons die Heilige Gees in ons, hoekom vers 24, want ons is hulle wat hoop het. Ons is hulle wat hoop het, vers 24. Ons is gered in hoop. Hier is die ding, nee, die oomblik toe jy tot geloof gekom het, daai dag, vir party van ons is dit nou baie jare gelede, vir ander van ons is dit dalk minder lanklaas gelede, maar daai dag toe jy tot geloof gekom het, het jy reguit hemel toe gegaan? Het jy reguit hemel toe gegaan? Of is jy nog hier op die aarde? Jy is nog hier op die aarde, is ek reg? Maar daardie dag het jy geweet, jou verlossing is seker. Daardie dag is jy aangeneem as een van God se eie kinders. En die Heilige Gees in jou is die een wat daardie sekerheid vir jou gee, wat daardie sekerheid beloof, wat daardie sekerheid vasmaak. So ons wag nog. Ons sug nog. Maar ons sug nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ons sug soos hulle wat hoop het. Want wat sê vers 23 verder? Maar hoop wat gesien word, dit is geen hoop nie.
Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Eintlik is dit maar net 'n logiese stelling. Al wat Paulus sê is, as ons hoop op iets, dan beteken dit ons het dit nog nie gekry nie. Want die oomblik wanneer jy iets gekry het, dan hoop jy dit nie meer, en jy het dit al reeds, met ander woorde. Dis al wat Paulus sê. Jy het dit reeds. So met ander woorde, daardie ouens wat glo dat ons is reeds in die heerlikheid en dat ons is reeds besig om al die seëninge van God te ontvang wat hy vir ewig beloof het, daai ouens is dwaas. Om die waarheid te sê, hulle is miskien juis hulle wat verstaan, want weet jy wat, as hulle nou reeds hulle ewige hoop het, dan beteken dit daar's niks wat vir hulle wag wat beter is, mense kry. Maar vir ons wat die Heilige Gees in ons het, ons wat deur die lyding gaan, ons wat deur die swaar tye gaan, ons weet, daar kom 'n heerlikheid wat wag. Ons het nog hoop op iets beters. Hierdie lewe is nie al wat daar is nie. Daar kom iets veel heerliker, wat ons met reikhalsende verlange na uitsien. Maar dit is belangrik, wat Paulus hier sê. Dit wat ons nou beleef is nie waarop ons hoop nie. Ons hoop is nie vervul in die vervolging, in die vernedering, in die veragting, en die liggaamlike swakheid, en die morele swakheid, waarmee ons elke dag worstel nie. Ons hoop is nie vervul in die stikkende en die seer wat ons nou in hierdie wêreld beleef nie. Want ons hoop is nog iets wat moet uitbetaal word. Ons hoop is nog iets waarna ons uitsien. Dit wag nog vir ons. En miskien is die probleem wat ons het, is dat ons verstaan nie meer wat die woord hoop beteken nie, want in ons wêreld, in ons konteks, het die woord hoop 'n ander betekenis begin kry, is dit nie. As ek nou hier staan en ek sê vir julle, ek hoop dit is môre sonnige dag. As ek vir julle sê, ek hoop dit is môre 'n sonnige dag, wat is die kans dat dit 'n sonnige dag gaan wees? 50-50, nee, want ek maak nie die weer nie. Ons gebruik die woord hoop in 'n sin, asof dit nie 'n sekerheid is nie, asof dit maar net my begeerte is. Maar die hoop van die gelowige is seker. Hoekom? Hoekom is die hoop van die gelowige seker? Want die Heilige Gees is reeds in jou. Die eersteling van die oes is reeds betaal. God het sy waarborg, sy deposito, sy seël gegee. Jy behoort aan hom. Jy sal die ewige rus ontvang. En daarom dan vers 25 kan ons uitsien met hoop as hulle wat volhard. Met volharding kan ons uitsien. Sonder om op te gee. Sonder om mismoedig te raak. Ons kan volhard, want ons weet dat daar wag iets beter en heerliker vir ons in die toekoms. Vers 18, die lyding van die teenwoordige tyd, dit weeg niks op nie. Dis daar die heerlikheid waarvoor ons wag, wat geopenbaar sal word. Daardie dag wanneer die kinders van God bekend gemaak sal word. Daardie dag wanneer ons erfenis sal ontvang. Daardie dag wanneer ons liggame finaal sal verlos word. Daardie dag wanneer die wat aan Christus behoort, sy geregtigheid sal ontvang en opgewek sal word. Daardie dag wanneer die kinders van God bekend gemaak sal word en hulle ewige rus sal ontvang. Ons hou aan om te sug vir daardie dag, maar ons sug soos hulle wat hoop het en daarom hou ons aan volhard. Broer en suster, hierdie is die belangrike ding. Dink vir 'n oomblik, hoe wag ons vir die ewige heerlikheid? Party van ons
het moeg geraak en opgegee. Die drukking van hierdie lewe het vir ons te swaar geword. Ons gaan maar net voort, dag vir dag, in hierdie lewe, asof Christus vir ons niks meer beteken nie. Ons staan op en ons gaan slaap, ons gaan werk toe en ons kom terug. Ons het nie meer hoop nie. Ons sien nie meer uit nie. Nee, broer en suster, staan op en hou hoop en volhard, want dit wat kom is seker en dit wat kom is heel wat beter, heerliker, veel heerliker. En dan is daar ander gelowiges wat begin ongeduldig raak. Nee, hulle wil hê die Here moet nou kom. Hy moet my nou kom haal. Die omstandighede is te erg. Maar die antwoord is nee, ons moet aanhou hoop, want ons sien nog nie. Ons moet nog steeds sigtend wees. Want ons ken nie die dag van die Here se wederkoms nie. Kan ek dit vertel? Here wat so aanhou, maar kyk hoe sleg lyk die wêreld om ons. Die wêreld het baie slegter gelyk in die dae van Paulus, waar Christene vermoor is dag vir dag vir hulle geloof. As die Here wou gehad het, ons moet weet wat die dag van sy wederkoms is, dan sou hy vir ons gesê het, maar hy het nie. Hy het gesê dit sal kom soos 'n dief in die nag. So hou op om te dink dit gaan vandag wees. Maar in dieselfde asem, moenie vir 'n oomblik dink dit gaan nie kom nie. Dit sal kom. So seker so wat ons nou die lyding beleef, so seker sal die dag van die wederkoms kom. Volhard en hou hoop, hou steeds aan om te sug. Broer en suster, en dis die ding wat ons miskien as gelowiges die meeste nodig het om te hoor. Dat ons is geroep om aan te hou sigtend wees, om aan te hou sug, en aan te hou sug met hoop, sodat ons sal volhard tot die einde toe. Elke kind van God is een wat sigtend hoop, met volharding, tot dit waarvan ons seker is, dat daar kom 'n heerlike dag. Dit weet ons. En daarom sal ons met volharding aanhou hoop, terwyl ons sug in hierdie wêreld wat stikkend is om ons. Mag dit waar wees van elkeen van ons. Amen. Kom ons bid. Here, dit is so maklik om te verval in hierdie wêreld en te vergeet wat ons eintlike doel hier op aarde is. Ons eintlike doel, ons enigste doel op hierdie aarde is om te lewe om U te verheerlik, want ons almal leef in die voorportaal van die ewigheid. Ons almal leef in daardie oomblik voor die wederkoms van ons Here Jesus Christus, daardie dag waarop elke mens voor hom sal staan en sal moet verantwoording doen vir dit wat ons in die liggaam gedoen het. Maar elkeen van ons terselfdertyd staan in die voorportaal van daardie dag waarop ons nie geregverdig en gered sal word op grond van ons eie geregtigheid nie. Maar alleen hulle wat in Jesus Christus glo sal geregverdig word op die geregtigheid van Christus. En so sal ons die ewige lewe ontvang. Help ons, Here, om perspektief te hou as Christene. Om nie soos hierdie wêreld te jaag na alles wat blink en alles wat stink en alles wat sleg is nie. Maar om te strek en onsself uit te strek met sigtende hoop na dit wat eintlik belangrik is, wat meer belangrik is as enigiets anders. En dit is Jesus Christus.
Mag dit wees, Here, dat U vir ons sal help. Dat ons nie ons perspektief sal verloor nie. Dat ons nie sal toelaat dat die wêreld ons gedagtes sal draai nie. Help ons en versterk ons, Here, dat Christus weer vir ons eerste sal wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.